Goed julle, voor ons begin, terwyl ons so sit, kom ons buig eers die hoofde in gebed. Ons Vader wat woon in die hemel, Here, ons kom vanmôre hier voor U aangesig. Want Here, ons weet U is hier by ons teenwoordig. En Here, ons wil U loof en prys vir al die guns wat U aan ons gee, aan ons, U kinders wat dit nie verdien nie. U het ons laat opstaan, 'n heerlike dag vir ons gegee. En Here, daarom bid ons dat U hierdie dag sal seën en ook hierdie gesprek wat ons gaan hê, waar ons ook alles wat sover gesê is, ook so 'n bietjie saamvat, maar ook praat oor hoe ons geroep word om verhoudings te bou met mense wat 100 jaar duur, ook buite gesinsstrukture. Maar Here, ook daarmee het ons U hulp nodig. En Here, dit is so natuurlik vir die mense om hoogmoedig te raak en te dink, dis ons wat al hierdie dinge moet doen. Min vergeet ons dat, dis U wat deur U Gees vir ons die vermoë gee, die krag gee, die uithou vermoë gee, om dit alles te kan vermag. En dit bring ons in op dankbaarheid hier voor U. Ons vra dat U ons die gesprek sal seën, vra dit in Christus naam alleen. Amen. Goed julle, so ek het 'n bietjie die voorreg om al die gesprekke tot dusver so 'n bietjie saam te vat. Maar my fokus is op hoe bou ons verhoudings wat 100 jaar duur buite die gesinsstruktuur. So hoe maak mens vriende met mense wat nie familie is nie? En dis nou waarop ek fokus. So ek gaan ook 'n bietjie kyk na 'n paar aspekte wat ook klaar hanteer is, want dit bou ook mekaar op. Soos Prof Alwyn het mooi verduidelik hoe dit ook alles met mekaar verband hou. En so ek hoop om poog om iets ook daarvan aan te toon. En een boek wat my so 'n bietjie geïnspireer het, of so 'n bietjie raad gegee het, die wat nou gisterand bietjie met my gepraat het, sal weet ek is 'n groot liefhebber van Loos. So Loos het 'n boek geskryf, The Four Great Loves. Ek het dit nou in Afrikaans vertaal, die 4 groot liefdes. 'n Baie mooi boek, baie diep boek, is bietjie ek weet nie wie het al die boek gelees. Ja, julle sal weet, dis lekker, dis 'n lekker boek, maar dis ook maar 'n bietjie 'n intensiewe boek, soos hy sal iets sê en dan moet jy so 'n bietjie dink. En jy dink hy gaan vinnig praat oor die 4 liefdes. Hy praat nie vinnig oor die 4 liefdes nie. So nee, dis 'n lekker boek. Ek sal die ander aanmoedig om dit te lees, net so vir bietjie opsomming. So The Four Great Loves het te doen met 2 tipes liefde, sê Loos. So jy kry 2 tipes liefdes in die wêreld. 'n gift of 'n genade liefde wat jy gee, 'n gee liefde, is seker die meer korrekte manier hoe hy dit bedoel. En dan kry jy 'n need love of 'n soekende liefde waar jy iets soek. Waar sekere mense liefde soek. Nou, hierdie 2 tipes liefde vind sy vorm in 4 tipes. So met ander woorde, daar's 4 groot liefdes. God is die een wat gift love gee of genade liefde gee. En die mens, huwelik, familie en vriende, is die wat need love soek. Ons soek die liefde van ander en van God. So hy gebruik 4 woorde om sy hele idee oor te dra. Hy begin eintlik met die hele familie idee van storge. Sal julle sien hier op die onderkant se punt, heel wat linkerkant se punt, né? Storge, dit gaan maar meer oor hy praat van affection, die affection wat familie vir mekaar het, die liefde wat familie vir mekaar het. Dan praat hy van philia, die liefde wat vriende vir mekaar het, en dis waarby ek spesifiek gaan fokus. En dan eros, die liefde tussen 'n man en 'n vrou, en agape, dis die genade liefde wat God gee van sy kant af. Dis hoe sê Tolkien, maar dis hoe Loos dit opbreek. Die 4 groot liefdes in een. En net so vinnig, Prof Alwyn het ook baie van hierdie gesê. Loos se hele idee in die laaste hoofstuk het my so 'n bietjie ook laat dink. En so die volgende, ek kan die volgende sê wanneer dit kom by die liefde wat God aan die mens gee. Nou Johannes 3 vers 16 dink ek sommer die beste op, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het. Daar lees ons weer van die gee liefde, sodat elkeen wat in hom glo, wat hierdie liefde soek, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. So in hierdie een vers kry jy die hele idee van Loos. God is die een wat liefde kom gee, ons is die wat die liefde soek,
en hy gee sy seun om ons wat soek na hom toe te bring. En hierdie liefde vloei voort vanuit die verbond wat God met die volk en met die mens gestig het. So deur die geskiedenis het God verbonde gestig. Ons het Prof Alwyn het nou mooi die genadeverbond oopgebreek. Ons praat oor die skepingsverbond, die verlossingsverbond, maar al hierdie verbonde sien ons in die Ou Testament hoe dit sy vervulling later vind, het Alwyn ook gesê, in die Nuwe Testament. So reg deur die Ou Testament leer ons van hierdie gee-liefde. So verbondliefde is ook die genadeliefde wat God gee. En ons sien dit byvoorbeeld, die Here laat 'n dier sterf om Adam en Eva te beklee. Ons leer uit hulle met velle beklee, so met ander woorde 'n bok moes doodgaan vir daardie velle. Mens leer van 'n plaasvervangende offer al baie vroeg in die Ou Testament. Uit liefde gee die Here aan Noag 'n ark van verlossing. Later sou hy ook sy seun as 'n ark van verlossing gee. Uit liefde reik die Here sy hand na Abraham om met hom 'n verbond te rig. Nou, Prof Alwyn het ook genoem, Abraham was 'n heiden, hy het afgode aanbid, en uit genade kom die Here nog steeds na hom, en hy bring hom in 'n verbond met hom. Uit liefde bly die Here getrou in sy verbond, al is hy mense ontrou. Ons lees byvoorbeeld met die ballingskap. Die ballingskap het plaasgevind omdat die volk ontrou was in die Here, maar hy bly getrou, en hy hou vir hom 'n oorblyfsel oor, wat hy terugbring uit ballingskap. En uit liefde gee hy ook sy seun, sodat sy kinders die lewe kan ontvang. So dis so in kort die gee liefde wat die Here bied, die verbond wat Prof Alwyn beter as ek oopbreek. Goed, dan liefde tussen 'n man en vrou. Dit vat loos saam in die woord eros of eros, wat praat van 'n meer sensuele liefde. So die tipe liefde kan ons nie noodwendig, kan broers nie vir mekaar wys nie. Dis 'n liefde wat tussen 'n man en 'n vrou behoort. En mens sien dit in die skrif ook. Die Here sê aan Moses, toe Moses die Pentateeg skryf, daarom sal die man sy vader en sy moeder verlaat, sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees wees. Goed, so ons lees die Here stel die huwelik in. Dis 'n een man en een vrou. Dis hoe die huwelik lyk, dis hoe die liefde tussen 'n man en vrou ook moet plaasvind. Christus bevestig dit, so sommige, Prof Alwyn het ook gesê, daar's mense wat, hulle worry nie oor die Ou Testament nie. So as dit die geval is, kom ons gaan aan die Nuwe Testament toe. Matteus 19, dan kom bevestig Christus dieselfde. Dieselfde, hy haal aan uit Genesis, en dan sê hy ook, die huwelik is tussen een man en een vrou. Goed, so net om dit weer mooi vas te stomp. Nou, dis waar Loos se boek so 'n bietjie my verryk het, want hy sê die huwelik tussen 'n man en vrou wys na die liefde wat daar is tussen God en sy bruid, ons as bruidskerk. So, God is 'n man wat sy bruidskerk liefhet, net so moet ons mans hulle eie bruid liefhet. Maar ons as bruidegom moet onderdanig wees aan die Here, ons man, soos 'n vrou ook onderdanig is aan haar eie man. Dis ook in elk geval wat Paulus in Efesiërs 5 vers 31 tot 33 sê, so dit is nie dat Loos hierdie dinge self opmaak nie, dit is 'n skriftelike beginsel, nê? So Paulus self gebruik die huwelik om die verhouding tussen God en die mens uit te beeld. So met ander woorde, julle huwelike, wat al die jong getroude paartjies het, julle huwelik weerspieël die liefde wat daar is tussen God en die mens. So dis diep, dis hoekom ons teen egskeiding is, dis hoekom ons die huwelik probeer bewaar, want daar's 'n rede hoekom die duiwel die huwelik teiken. As hy die huwelik tussen 'n man en vrou op aarde kan verbreek, is dit nie ver om te dink die huwelik tussen God en mens kan ook verbreek word nie. Goed, so ons is ernstig oor die huwelik weerspieël die liefde tussen God en die mens. So dis wat ons lees vind by dit, en dan liefde binne die verbondsgesin. So ouers en kinders se verbond weerspieël ook die verhouding wat daar is tussen God en ons as sy kinders. Okay, ons gaan nou weer terugkom hierna. So onthou dit, selfs hierdie verhouding weerspieël die ware verhouding tussen wat ons met die Here het. So ons is van God se huishouding. God is ons Vader, sê die teks, in Christus sy eniggebore seun, sy verlossing aan die kruis, en deur die werking van die Heilige Gees is ons ook kind van die Here. Goed, so dis hoekom selfs hierdie hele gesinsstruktuur ook 'n weerspieëling is van God se verhouding met ons.
Maar nou net soos enige huishouding, hopelik die wat nou jong kinders het, sal seker, julle kinders is seker nog klein, maar jy sal weet hoe belangrik huisreëls is. Om etiket vir die kind te leer, om te leer wanneer hy wat of sy wat moet doen of nie mag doen nie. So ons huisgesinne op die aarde het reëls. En dis niks anders met God se huishouding nie. Hy het ook reëls, wette wat hy vir ons as sy gesin gee, waar volgens ons in sy liefde kan wandel. Die wette, die verbondsbeloftes, Prof Alwyn het dit ook baie mooi opgebreek, dan weer daarna gaan kyk. So net soos enige huishouding, vir die wat die reëls verbreek, is daar tigtiging. So as jou kinders stout is, dan word hulle getigtig. Dis dieselfde wat God ook vir ons, vir die mens doen. Hy het ook tigtiging. Efesiërs 6 vers 4, dan sê Paulus, die ouers moet die tug toepas. Nou, hierdie hele idee van om die tug toe te pas, ek weet, dalk kan iemand gou Efesiërs 6 vers 4 lees. Kom ons deel gou 'n paar teks uit. Iemand soek Efesiërs 6 vers 4, die ander in Deuteronomium 6 vers 3 tot 7, Openbaring is klaar daar op. So, Efesiërs 6 vers 4, wie sal dit vir ons opsoek? Okay, Jan het hom daar, en dan Deuteronomium 6 vers 3, aan een so lank daar opsoek. Goed, Jan? Vers 4 is, en vaders nie hulle kinders vertore nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. Goed, so voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. So leer hom om in die tug van die Here ook te wandel. Goed, Deuteronomium 6 vers 3, so daai hele opdrag vind ons, Dominee Attie het ook gewys na Deuteronomium 6 vers 4 gister, wie kan onthou wat dit sê? Okay, ons gaan nou lees, nie waar nie. Goed, so hierdie opdrag van Paulus verwys terug na wat Moses al in die Ou Testament geskryf het. Goed, so lees gou Deuteronomium 6 vers 3 tot. Ja. En dan gaan ek waar. Ja. Hoor dan Israel, en onderhou dit sorgvuldig, dat dit met jou goed kan gaan, en dat jy baie kan vermenigvuldig, soos die Here, die God van jou vaders jou beloof het, 'n land wat oorloop van melk en honing. Hoor Israel, die Here ons God is die enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. En jy moet dit jou kinders inskerp, en daar spreek as jy in jou huis sit, en as jy op die pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. Goed, jy moet jou kinders inskerp. So hierdie, alles wat Moses voor die tyd skryf, moet jy ook vir jou kinders oordra. En dit waar die woord tug inkom. So hy gebruik nou nie die woord tug nie, maar wat beteken tug? Wie kan vir my 'n definisie gee van die woord tug? Regstel, okay, dis een manier. Trek, mooi, tug. So dis die Hollandse woord vir terugtrek. Dit wat die klem moet dra. So om iemand te tug is nie ek haat jou voetcheck nie. Dis kom hier, ek het jou lief. Nee, so tug, nou dis waar die boek Spreuke ook baie mooi is. Hy sê Spreuke 1 vers 3 of iets. Julle kan met my nie quote daarop nie. Spreuke 1 vers 3, tug maak jou wys. 'n Ander gedeelte in Spreuke wat sê moenie die tug verwerp nie, want hy wat die tug verwerp die lewe. So daar's ek sal 'n bietjie die tekste gaan soek weer, maar ja, so daar die Spreuke en dan later weet as jy mens kyk hoe die Nuwe Testament oor tug praat, is nie iets om soos die kerk jou tug, word jy self nie wip nie. Hulle doen dit uit liefde uit. Wat is hulle veronderstel as om dit te doen. Goed, en dit sien mense in Openbaring 3 vers 19. Christus sê, almal wat ek lief het, bestraf en tugtig ek. Goed, so dis deel van God se huishouding. Daarom moet ons, wanneer ons aan ons kinders dieselfde liefde wys, ook die tug en die reëls en al die goed. Dis nie omdat ons hulle vryheid wil beperk nie. Dis net juist omdat ons hulle liefhet, hulle wil beskerm. Goed. So, wat julle nou moet agterkom in sover is al die liefdes wat ons aan mekaar wys, weerspieël die liefde wat die ware God in ons wys. So die liefde tussen man en vrou verwys na die liefde tussen die bruidegom en sy bruid. Die liefde tussen 'n pa en sy seun verwys na die liefde tussen die vader en sy seun en ons. En baie keer tekste in Jesaja beeld die Here ook uit as 'n moeder. Dis baie min, maar dit word ook gedoen. So mens kan die verhouding wat 'n ma met haar dogter het, of met haar kinders het, is dieselfde wat die vader ook vir ons het. Hy bied vir ons veiligheid en vrede. So al die liefdes wat ons tussen mekaar wys na hierdie groot liefde. So dis dieselfde wanneer dit kom by vriendskap. Selfs die liefde wat vriende vir mekaar wys, wat nou nie deel is van die verbondsgesin, of altyd deel is van die kerk nie. Selfs daardie liefde weerspieël iets van die liefde wat God
ook vir die mens het. Goed, so kom ons kyk daarna. So dis die vierde groot liefde wat Loos hanteer. Hy hanteer die tweede, ek hanteer dit nou laaste, omdat my fokus meer op aangaan. En dan lees ek so onlangs, eintlik so in laas jaar, kry ek hierdie aanhaling: I have no friends, the more you learn about the dignity of the gorilla, the more you want to avoid people. So dis nou 'n besigheidsman wat sê jy moet die waardigheid van die gorillas aanneem, en dan gaan die mense wil vermy, jy gaan nie vriende wil hê nie. Jy het nie nodig daarvoor nie. Vriende mors jou tyd. Hulle is maar net jy moet hulle beheer. Jy moet soos die top of the pack wees wat jou vriende gebruik. So dis wat mense nou in vandag se tyd sê. So hierdie aanhaling onderstreep so 'n bietjie die idee wat daar by baie mense vandag is oor verhoudings na buite toe, nê. So wanneer ons praat oor verhoudings na buite die gesinsstruktuur, praat ons inderdaad van vriendskappe. Jy bou vriendskappe op met mense wat nie deel is van jou gesinsstruktuur, soos jy om die AT opgebreek het, of partykeer deel is van die ons gaan nou daarby uitkom ook, maar altyd noodwendig deel is van die verbond nie. So ongelowiges ook, maar goed, so hierdie aanhaling onderstreep dat ons het nie vriende nodig nie. Wolwe in 'n pak, skaap in 'n trop, hulle het 'n ooreenkomstige doel en dis dieselfde wat ons het, want ons is ook maar diere, dink hulle. So omdat ons diere is, vorm ons 'n trop ook vir sekere doeleindes. Nou, dis nie heeltemal Bybelse vriendskap nie. Die sielkunde wys dat diere 'n trop vorm vir oorlewingsdoeleindes. So wolwe is nie vriende nie. Hulle vorm hierdie pak vir sekere doeleindes. Jag, maak dit raak makliker. So daar is 'n sin waar hulle omgee, soos olifante gee baie om vir hulle kleintjies, want daai kleintjies wil groot word om die doel van die groter trop te dien. So diere maak vriendskappe vir 'n ander rede as waarvoor ons geroep word om te doen. Goed. So dis ongelukkig hoe baie mense vandag oor vriendskappe dink. En dan onthou nou hierdie ou skryf in onlangs, laas jaar, seker die jaar voor dit miskien. Nou Aristoteles 400 jaar voor Christus, wat 1500 jaar, 400 jaar, nee 2400 jaar, nee meer. Ja, 2400 jaar seker terug. Sê hy, without friends no one would choose to live. En dan dink mense die ou mense soveel dommer as ons, maar hy het iets uitgedruk wat mense vandag nie besef nie. So Aristoteles druk ook sy nood uit sy vriende. Ekskuus. En dan die sielkunde wys dit ook. So die sielkunde is nie altyd nuttig nie. Ek is nie 'n groot hebber daarvan nie. Maar dit is nuttig wanneer dit die Bybel reg bewys. So dan gebruik ek dit graag. So die sielkunde wys dat mense vriendskappe vorm vir 'n ander doel. Loos sê, ek vorm 'n vriend wanneer ek sien daar's iemand wat iets in gemeen het wat ek ook in gemeen het. Dan is hy my vriend. So dis nie vir oorlewingsdoeleindes nie. Hy het net dieselfde passie. Daar gat ek. So mense vorm vriendskappe vir ander doeleindes as net om te oorleef. Want ons is nie diere nie. Ek dink almal hier weet dit. Ons is nie 'n klomp ape of gorillas wat moet mense onderdruk nie. So die mense is geskape na God se beeld. Nou, voor ek aangaan, wat beteken dit om geskape te wees na God se beeld? Want ek gebruik die term baie in my kerk ook, en toe besef ek op 'n tyd, mense begryp dit nie heeltemal. So, wat dink julle as julle moet sê, wat beteken dit om na die beeld van God geskape te wees? Kom, Ari. Yes. God het iets van sy heerlikheid in die mens geplaas. Goed. As man en as vrou en Yes. maar ook saam. Alright, baie mooi. So God het iets van sy heerlikheid geplaas in die mens. Goed. Jy Ja, sê dit kan baie wees soos 'n baba na sy pa lyk. So is ons ook, Ja. is iets in ons wat mense kan sien. Ja, jy het iets van yes. jou. So dit sluit baie mooi aan by mekaar. So ek dink dit gee 'n goeie definisie. God het iets van sy heerlikheid in die mens gegee. En ons moet sy beeld navolg sodat mense hom kan sien wanneer hulle na ons kyk, nê? Nee? So dit is wat ons gesê gemaak om sy karakter en sy liefde te weerspieël. So dis ook 'n goeie definisie van wat dit beteken om na sy beeld geskaap te wees. Ons is gemaak om sy karakter en sy liefde aan mekaar te wys. So soos God sy kerk liefhet, soos God sy vriende liefhet, soos God sy kinders liefhet, so moet ons daai selfde liefde ook wys. Goed.
En dan C.S. Lewis 'n paar aanhalings van hom. So hy skryf in sy boek: To the ancients, friendship seemed the happiest and most fully human of all loves. So vriendskap vir die antieke mense, soos Aristoteles, was vriendskap iets van die gelukkigste en die mees menslike van liefdes. Dit kom baie natuurlik vir die mens na vore om vriende te maak. So dis iets wat net natuurlik in die mens is. En dan skryf hy ook later, so besides a wife and a family, a man needs a few mens. So mens beteken iets wat jou herstel, iets wat jou opbou. So hy sê eintlik die vrou en kinders maak jou moeg, kry vir jou vriend. Dis maar net so tongetjies. Maar ja, so ons het vriende nodig. So ons moet vriendskappe bou om mekaar ook op te bou en te verskerp. So dit is wat hy sê. So kom ons kom daarby uit. Okay, so ons het nou gehoor, ons moet liefde hê in die verbondsgesin, ons moet liefde hê in die huwelik, ons moet ook liefde hê buite die verbondsgesin. So die Bybel leer dat liefde tussen vriende ook van 'n hoë waarde is. Alright, so kom ons kyk daarna. Spreuke 18 vers 24, iemand kan dit vir ons opsoek. Spreuke 27 vers 9 en dan ook Prediker 4 vers 7 tot 9. Okay, so wie soek vir ons Spreuke 18? Okay, Trisha, en dan Spreuke 27 vers 9 vir ons, en dan Prediker 4. Marnus. Goed, so Spreuke 18 vers 24. 'n Man met baie vriende word geruïneer, maar daar is 'n vriend wat sterker aanhang as 'n broer. Goed. So 'n man met baie onnodige vriende is nou ook die interpretasies. As jy 'n klomp nuttelose vriende het, dan help dit jou niks. Maar as jy een goeie ware vriend het, net een, dan is jy goed af. Goed, so dis wat jy in Spreuke leer, so kry vir jou een baie goeie vriend wat dieselfde dink, wat jou opbou, jou ook sal tug as jy afval en jy sal tug as hy afval. Nee, so dis die doel van daai vriendskap. Moenie baie vriende hê wat niks bydra tot jou tot jou broederskap nie. Goed, Spreuke 27 vers 9. Olie en reukwerk verbly die hart, net so die aangenaamheid van 'n vriend van wie 'n welgemeene raad. Goed, so olie en reukwerk in die Bybelse tyd, veral in die tyd van Spreuke, was baie kosbaar. Dit was iets wat hulle van hoë waarde geag het, hierdie olie en reukwerk. Maar hy sê, net soos hierdie olie en reukwerk vir julle kosbaar is, so is 'n goeie vriend, as jy sy raad aanneem. So, welgeneemde raad is wat waarvan hy praat. Ons moet vriende hê wat vir ons ook goeie raad gee, nie net 'n klomp onnodige goed vir ons sê nie, maar wat ons opbou, né? Okay, goed, Prediker 4 vers 7 tot 9. En weer het ek 'n vergeefse moeite gesien onder die son. Daar is een alleenig sonder 'n tweede. Ook het hy geen seun of broer nie. Tog is daar geen einde aan al sy moeitevolle arbeid nie. Sy oë kry ook nie genoeg van rykdom nie. Vir wie tog vermoei ek my en laat my siel gebrek ly aan die goeie. Goed. So 2 is beter as 1, want hulle het 'n goeie beloning vir hulle moeitevolle arbeid. So ja, hierdie teks praat ook van die huwelik, maar sommige interpreteer dit ook met kameraadskap, né? So dis nie noodwendig op die huwelik van toepassing nie. Dit kan ook wees, jy kan dit ook gebruik vir die huwelik, maar sommige kommentare wys op die kameraadskap tussen twee mense. So as jy in die werk is en dis net jy wat moet werk aan 'n sekere taak, ons praat van die landopbou of soos Domie Attie gewys het na die katedrale wat ons moet bou, so daai visie vir katedrale bou, jy gaan dit onmoontlik alleen doen. So daarom 2 is beter as 1. As jy 2 het wat kan help bou, dan is dit daarom al jy kan daarom groot klippe saam dra. Goed, so. En dan lees ons ook so hierdie liefde wat ons in die boek, in die Spreuke en in die Bybel vind, wat ons aan mekaar moet bewys, kom van die liefde wat God as vriend vir ons het. Goed, so die ander kan nou weer opsoek. Jesaja 41 vers 8 tot 10. Jeremia 3 vers 4. En dan Johannes 15 vers 10 tot 14. So wie gaan vir ons opsoek? Jesaja 41, wie gaan ons dit lees? Goed, Philip daar agter, Jeremia 3 vers 4. Kom ons gee om 'n beurt en dan Johannes 15. Johannes 15 vers 10 tot 14. Goed. Sit 3.
Maar jy, Israel my knegt, Jakob wat ek uitgekies het, nageslag van Abraham, my vriend, jy wat ek gegryp het van die eindes van die aarde af, en van sy uithoeke geroep het ek af. En ek het aan jou gesê, jy is my knegt, ek het jou uitgekies, en jy nie verwerp nie. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ek ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Goed, so die Here noem Israel, sy knegt Jakob, wat ek uitverkies het, nageslag van Abraham, my vriend. So die Here noem hom sy vriend. Nou, weer eens, ek wil net hierso een gevaar vir my. Want baie kan nou, dis die rede hoekom ons in die gereformeerde leer, die hele vriendskap wat God met ons het, nie heeltemal beklemtoon nie, want die charismate ongelukkig so 'n bietjie skeef getrek. Nee, partykeer 'n bietjie lasterlik. Die Here is my maatjie, my chommy. Dis nie wat vriend in die Bybel is. Ons het nou gesien, net so 'n bietjie teruggaan. 'n Ware vriend is iemand, is sterk, een beter as meeste vriende. Hy's baie waardevoller as olie en reukwerk. Hy bou jou op in jou arbeid. So, wanneer ons praat van die Here as ons vriend, sê ons nie chommy wat ons mee kan doen wie ons wil nie. 'n Vriend is iemand wat jou lief het, ons gaan nou 'n bietjie verder op kyk daarna, maar iemand wat uit liefde jou opbou en versterk. Maar dis wat die Here ook in elk geval met Israel en met Jakob gedoen het. Hy het hulle as sy vriende beskou, vir wie hy opbou, al val hulle, al dwaal hulle weg. So hy bring hulle altyd terug na die vriendskap in hom. Okay, Jeremia 3 vers 4. O ja. Het jy my nie nou eers aangeroep nie, my vader, die vertroude vriend van my jeug is u. Goed, dis Jeremia wat dit sê. So, Here, het u my nie aangeroep nie? Want so dis 'n retoriese stelling. Hy sê, natuurlik is dit u wat my na u toe geroep het, my vader, die vertroude vriend van my jeug is u. So hy spreek die Here ook aan as sy vriend, maar 'n vertroude vriend, op wie hy kon staat maak. Die een wat van sy jeug af by hom gebly het. Want die wat vriende het, wat van die jeug af saam met jou kom, sal weet, daai vriend gaan gewoonlik bly. Hy stak met hom of met haar, goed of sleg, maar ja, as 'n vriend met jou jeug, deur jou lewe, saam met jou bly, dan sit en dit is hoe Jeremia die Here uitbeeld, as hierdie vriend wat van sy jeug af by hom was, en nog steeds met hom is. Goed, Johannes 15 vers 10 tot 14. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly, en julle blydskap volkome kan word. Dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle liefgehad het. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriend gee. Julle is my vriende, as julle alles doen wat ek julle beveel. Goed, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. So as jy wil praat, wat is 'n ware vriend? Kyk na Christus. Dis 'n ware vriend. En nou, hier is 'n baie diep gedeelte, want hy sê dit voor hy sou gesterf het, nee? So hy gee eintlik hier al vir hulle die gebeurtenis, die toekoms, wat gaan gebeur. Hy sê, dat geen groter liefde as dit nie, dat 'n vriend sy lewe vir sy vriende gee. En dis presies wat Christus gaan doen. Hy gaan sy lewe vir sy vriende gee. En so wys hy, dis wat 'n ware vriend doen, en hy is 'n ware vriend, een wat sy lewe gegee het om my en jou te kom bevry, sodat ons in hom kan bly wandel. En so dis dieselfde tipe, onthou ons is na die beeld van God geskape, ons moet sy karakter en sy liefde weerspieël. So as ons sy liefde wil weerspieël as vriend, wat beteken dit? Ons moet bereid wees om ons lewe vir ons vriende prys te gee. En dit beteken nou nie letterlik, dit kan ook dit wees, letterlik jou lewe prys te gee. Maar wat kan dit nog beteken? Om jou lewe vir iemand prys te gee. Jouself op te offer. As dit nie vir jou nou gemaklik is om te gaan help nie, dan doen jy dit nog steeds, want dis wat 'n vriend doen. Al is jy ongemaklik, al verontgerief dit jou, jy gaan doen dit, want jy offer jouself op. Goed, so nie net deur jou lewe te gee nie, maar ook selfs wanneer jy lewe, jouself op te offer en prys te gee. Goed, so liefde buite die verbondsgesin. So ons word geroep om vriende, die vierde groot liefde, vriendskap aan mense buite die verbond te bewys. Christus gee ook die bevel
Matteus 29 vers 39, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Jou naaste, nie noodwendig die mense in jou gesinsstruktuur nie, jou naaste moet jy lief hê soos jy jouself lief het. En dan mag mens vra, wie is jou naaste? Dis dieselfde vraag waarvan ons lees in Lukas 10 vers 25 tot 37. Dan kom 'n wetgeleerde en vra, maar Here, wie is my naaste? Wie sy nou af? Goed, wie is my naaste? Aan wie moet ek liefde bewys? Wie is die een aan wie ek moet uitreik? En dan vertel Christus die verhaal van, wie onthou? Die barmhartige Samaritaan. Wat gebeur met die barmhartige Samaritaan? Wie kan die verhaal van Christus onthou wat hy vertel? Ons leer van 'n sekere man wat gereis het en rowers het hom aangeval en daar langs die pad gelê en 'n skrifgeleerde het verby, of 'n priester het verbygekom en niks gedoen nie, 'n leviet het verbygekom en niks gedoen nie. En dan kom 'n Samaritaan wat as vyande van die Jode gesien was en hy reik hierdie man uit. Goed, en dan sê Christus vers 37, hy wat dit doen. Hy wat dit doen, hy wat liefde wys, hy is die een wat, dis jou naaste. So as jy aan enigiemand barmhartigheid wys, is dit jou naaste. Goed, een oomblik. Hy kom. Die rekenaar is 'n bietjie oud, so hy wil nie altyd saamwerk nie. Goed. So wie is my naaste? Wie my naaste is almal aan wie ek barmhartigheid kan bewys. So dis wat Christus sê. So hy sê vir hierdie wetgeleerde, so wie dink jy is jou naaste? Dan sê die barmhartige Samaritaan, dan sê Christus, gaan doen jy net so. So ons opdrag is om aan almal wie ons barmhartigheid kan bewys, is ons naaste, wat ons dan ook as vriende moet beskou. En daar is eintlik 4 aspekte of 4 wat kan mens dit noem, maar 4 plekke aan mense, tipe mense aan wie jy vriende mee moet maak. So die eerste foto heel aan die linkerkant wys die gemeenskap, die huiskerk. Soos dit in Handelinge en die vroeë kerk was, hulle het in huise bymekaar gekom of in vertrekke. En so die eerste tipe groep mense met wie ons vriende behoort te maak, is met die mense in die gemeente waar jy geplaas is. So die mense wat in daai gemeente is nie net 'n klomp vreemdelinge met wie jy eintlik niks mee te doen wil hê nie, of nie eintlik eers ken nie. Jy is veronderstel om hulle as jou vriende te beskou en hulle in te trek en op te bou, soos ons gehoor het uit Spreuke ensovoorts. So, dis die eerste groep mense. Die mense in die gemeente waar die Here jou plaas. Goed, tweede is die heel foto agter. Die foto agter verwys na die kerk. So, ons word ook geroep om vriende te maak met die hele kerk van Christus. Nie net die wat in ons gemeente is nie, die mense van ook aan ander gemeentes. Hier's nou heel wat mense hier in ander gemeentes. Gaan julle nie uitskop en wegjaag nie. Julle is ook ons vriende. En dan die derde foto, as julle nou mooi kan sien, kan seker nie mooi sien nie, maar dis 'n mannetjie is of 'n Griek of 'n Romein of iets wat voor afgode dans en daar's 'n kobbeon en 'n duiweltjie en 'n klomp goed vir wie hy dans. So waarna dink julle verwys dit? Die heidene, die ongelowiges. Ons gaan nou dit weer hanteer. Moet mens vriende maak met ongelowiges? Ek kan maar weer 'n bietjie daaroor dink. Maar ja, so dis volgens my 'n paar mense aan wie ons met vriende wys. Net so baie vinnig, weet nie waar die tyd nie, maar so hoe moet vriendskappe binne die gemeente lyk om die volgende 100 jaar? So nou praat ons van vriendskappe binne die gemeente vir die volgende 100 jaar. Hoe moet dit lyk? Die Bybel gee so 'n paar antwoorde. In Korintiërs 10 vers 32, wees geen oorsaak van struikeling nie. So as ons wil hê die gemeente, ons vriende in die gemeente moet 100 jaar en langer bestaan, nie nou struikeling veroorsaak wat hulle oor 100 jaar later moet probeer oplos of wat skeuring veroorsaak nie. 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18, moedig mekaar aan vir die wederkoms. Jy moet mekaar aanmoedig vir die wederkoms wat op pad is. 1 Petrus 5 vers 14,
groet mekaar met 'n kus van liefde. So ja, dis dalk iets wat al bietjie verlore geraak het, maar ek weet nie, ons sal dit seker nie nou doen nie, maar ten minste 'n druk. Maar jy moet een of ander toewyding van liefde hê. Peter skryf dit vir die gemeente, nê? So hy sê dit vir die gemeente, groet mekaar met 'n kus van liefde. So eintlik jy moet lief wees vir mekaar, jy moet werklik omgee. 2 Tessalonisense 3 vers 15, vermaan mekaar as broeders. As ons weer vermaan mekaar as broeders. Filippense 4 vers 2, vermaan mekaar om eensgesind te wees. Romeine 12 vers 10, wees hartlik teenoor mekaar, die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. So jy moet aan jou broer groter eer bewys. Nou wat beteken die woord eer? Ons het dit nou die aand met die afsluiting hanteer. Gewig, om iemand met gewig of van waarde te beskou. Goed, so jy moet hulle met meer waarde beskou as jouself. Galasiërs 6 vers 2, dra mekaar se laste. Kolossense 3 vers 13, verdra en vergewe mekaar. Hebreërs 10 vers 24, mekaar tot goeie werke aanspoor. So dis hoe vriendskappe in die gemeente moet lyk. En dis wat ons kan doen om mekaar aan te moedig vir die 100 jaar wat voor lê. So dis ook 'n dringende oproep. Ek weet hier's nou 'n party wat in groot gemeentes is, maar probeer maar jy kyk met vriendskap, soos weer eens, ons praat van die liefde wat ons teen mekaar bewys. Jy gaan nooit nie met almal noodwendig kan praat oor alles nie, maar dit beteken dit moet ons nie verhoed om nog steeds uit te reik en vriende te probeer die liefde van vriendskap te probeer wys nie. Julle verstaan dit. Want ek hoor baie keer sê ons kan nie met almal vriende wees nie. Ja, maar dis die sonde wat dit veroorsaak. So dit behoort nie ons te belemmer nie. Ons behoort nog steeds te uitreik en mekaar te lief te hê soos vriende mekaar liefhet. Goed. God kon ook gesê het, ja, julle dink nie soos ek nie, julle is nie my vriend nie. Maar hy doen dit nie. Hy reik na ons toe uit. So ons moet dieselfde gesindheid. Ons is na sy beeld geskape. Goed. So vriende buite die gemeente, vriende met mense van ander kerke vir die volgende 100 jaar. Nou hier is 'n paar ander kerke wat ek sê ons sal julle nie wegjaag nie. So om vriende te hê wat godsdienstig anders dink, is ook nie altyd sleg nie. Dit kan frustrerend wees, maar dit is nie altyd sleg nie, want so verskerp ons mekaar, nê? Ons hou mekaar ook op die tone. As iemand bietjie anders dink, dan moet jy nou self bietjie terug gaan. Okay, nee, maar kom ons kyk eers wat sê die woord en dan het julle 'n bietjie debat, 'n vriendelike debat. Hoopelik, anders weet ek nie hoe die vriendskap gaan uitwerk nie. Maar ja, so ons verskerp mekaar. So om vriende te hê van ander gemeentes is nie altyd sleg nie. So vriende met die kerklose, moet mens vriende wees met die kerklose? Ook ja, ons het laas jaar dit hanteer, met die sending en evangelisasie, het ook baie keer gesê, die beste manier om evangelisasie te doen, is om vriende te maak. Dis die beste. Ja, jy kan uitgaan en vir 'n vreemdeling sê, kom kerk toe, en hy gaan homself nie steur aan jou nie. As jy sy vriend is, ja, dit kan werk. So, vriende met die kerklose, dit maak die evangelisasie meer effektief. En as die kerk die volgende 100 jaar wil groei, moet ons met die kerklose ook werk. So ons kerke oor die breë spektrum is besig om 'n bietjie te krimp. En hier is 'n bietjie van 'n oplossing, die kerklosse, die goddelose te gaan haal. Goed. Maar dit bring ons by vriende met ongelowiges. So, wat dink julle, mag mens vriende wees met ongelowiges? Ek sou sê ja. Goed, wie dit gesê? Daar sou daar. Ekskuus, ja, hoekom sê jy so? Ongelowige iemand 'n ongelowige, as hulle nie 'n voorbeeld het van iemand wat 'n gelowige is nie, hoe gaan hulle dan enigstens 'n gelowige word? Jy gaan ook nie altyd huisvriende met hulle wees en 'n baie naby vriende wees nie. Jy kan ook 'n vriend van hulle wees en dan 'n voorbeeld vir hulle wees van hoe om te lewe en dan hulle so na die Here te lei. Goed. Dis reg. Maar okay, wat doen ons dan met 2 Korintiërs 6 vers 14? Nie met hulle trou nie. Ja. Moenie met hulle trou nie. So wat sê 2 Korintiërs 6 vers 14, hè? Kyk na die donkie en die os daar so op die foto. Ja, gelowiges so Paulus sê daar, wie kan dit gou vir ons lees? Hy sê jy moenie saam met die ongelowiges die juk trek nie.
So hy verwys terug na 'n teks in, ek gaan nou die teks noem, maar kom ek kyk eers, 2 Korintiërs 6 vers 14, wie het vir ons die teks? Moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid? En watter gemeenskap het die lig met die duisternis? Goed, so moenie met die ongelowiges die juk trek nie. So nou die hele beeld wat Paulus daar gebruik, verwys terug ook, net soos Christus die Ou Testament gebruik, dis weer wat Prof Alwyn aangetoon het. Jy kan nie die twee van mekaar skei nie, want hulle verwys na mekaar. So Paulus verwys terug na Deuteronomium 22 vers 10. So wie kan onthou voor julle daar opsoek, maar wie weet wat sê die teks? Moet dit 'n gevaarspel ingesit het. Deuteronomium 22 vers 10, wie het die teks? Of ja. Jy mag nie met 'n os en 'n esel tegelyk ploe nie. Ja. So die teks verwys, jy mag nie 'n os en 'n esel saam in 'n ploeg sit en dit gebruik nie nou. Julle kan daar sien soos die donkie lyk ongemaklik, die os lyk ongemaklik, almal is ongemaklik, dit maak die werk moeilik. En die punt wat Paulus maak is mens mag nie 'n geestelike verbintenis met 'n ongelowige maak nie. So in die sin van 'n huwelik, in die sin van soos die verbond wat jy met jou gesin of met die gemeente sal hê, sal jy nie met 'n ongelowige kan hê nie. Maar ja, mens moet nog steeds vriende wees om uit te reik, om sodoende mense te bereik. Weet Christus sê ook, gaan jy maak disippels van alle nasies. Die beste manier om disippels te maak is deur vriende en hulle na Christus te lei. Daar is ander maniere, maar ek vind dit is die mees praktiese. En dan laaste punt, die ander mense met wie ons ook vriende moet maak vir die volgende 100 jaar. Ek gaan nog nie te lank hierop uitbrei nie. Ek dink die AT het ook baie mooi saam verwoord, maar is vir die volk. Ons moet ook onder ons volk waardeur ons plaas vriende maak vir die volgende 100 jaar. So die Here plaas elkeen van ons in 'n volk met mense wat soos ons dink. En as ons wil hê daardie volk moet ook groei en ook 'n liefde ontdek, dan is dit ook nodig om met hulle vriende te maak. En as ons vriende maak met ons volk, is daar 3 dinge wat belangrik is. Aanbidding van God, 'n hernuwe liefde vir die volk se waardes, soos met die boere byvoorbeeld, die beloftes, die geloftes wat ons almal gemaak het, en dan ook 'n intieme liefde vir die mense in sy volk. Dis die 3 dinge wat nodig is vir vriendskappe binne in 'n volk. Ons moet mekaar tot aanbidding lei, mekaar se waardes en die mekaar herinner aan die geloftes, en dan ook weer 'n intieme liefde vir mekaar ontdek. Goed, dit is sover dit, net vinnig die samevatting. Goed, so samevatting, daar 4 groot liefdes, waarvan daar 2 tipes is. Liefdlaf, gee liefde, wat van God kom, en dan nodige liefde, wat ons het. En dis hoekom ons ook met mekaar sekere liefde aanheg. Byvoorbeeld in die huwelik. So die need love, of die need liefde, die soek liefde, wat die mense mekaar wys, die huwelik, die gesin en vriendskappe, weerspieël die liefde wat daar is tussen God en die mens. So liefde tussen vriendskappe, sê Loos, is van die mooiste en mees natuurlik aan die mens. Die Bybel leer ook oor die uitnemende waarde van vriendskap, het ons gesien in Spreuke. Die Bybel leer God het ons as sy vriende aanskou, het ons gesien in Jesaja, Jeremia en in Johannes 15, en so word ons geroep om vriende te maak wat die volgende 100 jaar kan bestaan, in die gemeente, in die Christendom, met ongelowiges en ook in die volk. Goed, dankie julle, enige vraag. So, Spreuke 28:24 sê, 'n man met baie vriende ek kan nie die woorde Reneer hom. Nou, hoe as jy nou sê jou vriende in die gemeenskap van gelowiges in ander gemeentes onder die heidene en onder die volk het. Maar jy wil nog steeds nie te veel vriende hê dat jy reneer waar is dit? Ja, nee, daai teks in Spreuke praat nie noodwendig van net baie vriende hê nie, praat van baie swak vriende hê. So hy trek 'n gelykenis tussen baie swak vriende en een goeie vriend. Dan sê hy eerder een goeie vriend hê as baie swak vriende. Maar as jy nou baie goeie vriende kan hê, is dit beter as een goeie vriend. So dis die tipe interpretasie wat ek ook lees in van my studiebybel. So ja, vriende, jy kan baie vriende hê. So dis nie wat hy sê nie. Jy moet net goeie ware vriende wees. Dit daar nie 'n klomp ouens wat jou na die viswater toe lei om te gaan drink of so. Emiel, in die Bybel vir almal word dit vertaal of verstaan die verse so
Daar is party vriende wat net praat, maar wat niks help nie. Mm. Maar 'n vriend kan vir jou meer lief wees as 'n broer. Dis baie mooi. Dis presies die interpretasie. So, om vriende te hê wat net praat oor 'n klomp goed, dit gaan jou nie help nie. Kry 'n vriend wat jou bystaan in moeilike tye. En as jy baie van hulle het, dan is jy geseën. Dan is jy baie geseën. Goed. Nog ietsie? Ja, ek dink dit is belangrik om seker te maak dat jy die groepsdruk is en nie onder die groepsdruk so. Baie mooi gesê, ja. Baie mooi gesê dat jy dat jy die groepsdruk is en nie onder dit val nie, ja. Nee, dit is 'n baie goeie. Ek sal hom eien as my eie. Ja, gebruik hom. Goed. Waar trek mens die lyn met as jy uitreik na ongelowiges toe om hulle vriende te word met hulle? Waar trek mens die lyn om te sê wel die doen nie verder nie? Ja, ek dink Paulus sê dit mooi. Ek dink geestelike verbintenisse, so met ander woorde 'n huwelik of waar jy 'n verbond met hom aangaan. Soos wat jy met gelowiges sal doen, of met jou eie volk sal doen wat gelowig is, nê. Jy sal 'n verbond met hulle aanmaak. As hy wegdwaal, dan gaan jy hom vermaan en hy gaan jou vermaan. So jy gaan nie daai tipe vriendskap hê met 'n ongelowige nie. Jy gaan hom nie kan vermaan, want hy gaan jou waarskynlik in elk geval, kom ons sê dis 'n ateïs. Hy gaan jou waarskynlik losbandig lewe en jou vermaaning gaan nie help nie. So jou vriendskap gaan beperk word in hoe die Bybel vriendskappe uitbeeld. Jy gaan nie jy gaan uit van jou kant af Bybelse liefde as 'n vriend kan wys. Maar jy gaan nie daai verhouding kan hê, 'n Bybelse verhouding kan hê met 'n ongelowige nie. So hoe ver mense dit uitgaan, ek dink mens moet ver gaan, maar dit gaan homself beperk. So jy gaan nie met hom kan raas nie. Hy gaan nie met jou kan raas nie, want wat gaan hy vir jou sê? Jy moet meer gaan drink of jy moet glo jy's 'n aap. Ons gaan nie die goed aanvaar nie. So jou vriendskap gaan belemmer word, maar ek dink hier is mense, ek weet nie of Arie dalk sal vertel, maar hy's ook 'n vriend met 'n ongelowige ateïs. So dit kan gedoen word en dit moet gedoen word want so bereik jy hulle, nê? Hy's meer ek praat met hom as my broer. Ja. En daar is geen verskil tussen my en hom nie, behalwe dat God genade teenoor my gewys het. Dit is hy wat ons kies. So ja. Ek kan nie sê dit is ek wat jy weet wat na God toe uitgereik het en hy wil dit nie doen nie. Dis God wat genadig was teenoor my. Ek is nie so vuil soos wat hy is. So my, hy bly my broeder. Ons weet waar ons staan. Ja, en so dis presies wat Arie nou sê. So jy het hy het hierdie liefde vir hierdie broer en hy gee daai liefde, want dit wat God aan ons gedoen het, nê? Ons is ook maar soos Abraham, klomp ongelowiges, maar God het uit genade vir ons as vriende kom beskou en aanneem. So ons moet dieselfde doen, maar ja, dit gaan beperk word. So jy gaan nie diep godsdienstige verhoudings, jy gaan hom nie mekaar kan opbou nie. So dit gaan homself belemmer. Goed. Ek dink mense kan 'n bietjie gesels ook oor wat se probleme verhinder ons vriendskappe in die kerk, laat dit groei tot ware wat mens kan sê 'n bond of 'n ware band. Ek dink as mens so gesels met almal, daar's sekere goed wat mense optel. Dis nog op ek voel ook so of dis presies wat ek ook voel. Ja. Ek weet nie, julle kan sê, ek dink daar's baie goed wat gebeur in vandag se lewe, veral in die stadslewe. In die stadslewe is daar net nie die vriendskappe is baie keer net oppervlakkig. Dis nie, jy sien hom in die kerk, jy gesels, so was die week, daar's nooit 'n groei van hier dis nou ek dink daar stappe beslis in 'n vriendskap, ja. So wat dink julle, hoe kan mens die vriendskappe, so het nou 'n paar tekste, maar ek bedoel om hierdie goed toe te pas altyd is 'n uitdaging in syself. Ek net gou terugkom. So hier's 'n paar tekste, maar ek bedoel, so ons praat nou nie net van hierdie nie. Ons weet ons moet mekaar help, maar hoe kom mens by daai punt waar jy die vrymoedigheid het om na 'n ouer oom toe te gaan in die gemeente en byvoorbeeld Filippense 4:2 vermaan mekaar om eensgesind te wees. So, oom is nie nou eensgesind nie, om veroorsaak skeiding. So hoe bou mense sulke vriendskap op in die gemeente dat jy selfs na die ouer lidmate of die jonger lidmate wat ook al kan gaan om hulle hierdie dinge toe te pas. Hoe sal julle oorstaan? Ek sou sê ag jy mense rondom jou binne in die gemeenskap as vriende. In my opinie is dit ons eerste probleem, is dit word nie gesien as 'n bondgenoot nie. Dit is nie, ons kyk nie na mekaar en sê hierdie is my mense of my vriende nie. En die probleem is dan dat jy nie daardie moeite van jou kan afdoen nie. Yes. Ja, dis 'n probleem. Ek gaan nou net kom. So ja, dis een probleem.
Die mense sien nie mekaar as vriende nie. Hulle sien mekaar as mense in dieselfde gemeente, nie as vriende in dieselfde gemeente of familie. Kyk, die gemeente is ook, soos nou gesê het, 'n bruid, 'n familie en vriende. So ons moet daai drie liefdes wat ons onder mekaar het, moet ook in die gemeente plaasvind. Ons is ook in 'n huwelik, 'n verbond. So ja, dit is 'n probleem. Hoe stel mens daai probleem reg? So jy het gesê ons moet maar ja, so dis die probleem, so hoe moet ons daai ding regstel? So eie ingesteldheid. Eerstens ons eie ingesteldheid en dan kan ons ek het by as ek nou na julle toe maar tannie Susan het altyd toe ons by haar was dan sê sy jy kan nie beheer hoe ander mense voel en optree, maar jy kan beheer hoe jy voel en optree. So ek dink kom ons begin by onsself om ander mense, selfs die ou oom wat my nie as 'n vriend beskou nie, kom ons begin by ons en ons beskou hulle as vriende. Goed, ons kyk eers daar, sy was eers. Ek dink is baie meer prakties om gemeente aksies by te woon. Dat dit klaar jou grondslag is klaar reg, so jy kan van daar af makliker bou op vriendskap. Goed, yes, dit is ook 'n praktiese oplossing. Woon die aksies by of reël aksies of kry goed wat saam is. Ja, ek dink gasvryheid. Ek dink die mense in die gemeente met wie jy 'n baie sterker band gebou het is of wie jy genooi het na jou huis toe of hulle jou na jou huis toe. En ek dink dit is 'n baie vinnige manier om tot vriendskap te groei. Absoluut. Daai gasvryheid. Van my beste vriende in die gemeente was maar Edward nou nie hier nie, maar ja. Ou was kom ons sê maar 6 maande in die stad toe nooi my uiteindelik vir die eerste braai. En dis maar waar dit goed begin. Ja, daai iemand uitreik. Absoluut. Dis eintlik pragtig, daai uitreik, daai gasvryheid om aan mense te wys. Ek iewers eendag gelees dat hulle iemand gesê ek nie by wie sê jy leer om lief te hê met dit wat die meeste tyd spandeer. So meer jy tyd met iemand spandeer wat jy 'n vriendskap mee wil hê, meer liefde sal jy hê om vir hom te gee. Goed, dis ook 'n baie mooi. Ek gaan hom ook steel. Dis baie mooi, ja. Ek dink ook soos as daar nuwe mense in die gemeente inkom, is dit ook ons verantwoordelikheid om hulle nader te trek. Want ons is so maklik net besig met ons eie mense en ons eie groepie, dat hulle ook nie eintlik aanklank vind by die gemeente nie, so ons moet uitreik na hulle toe. Dis baie waar, daai kliks is partykeer een van die redes vir mense se onwelkomheid. Hoe word jy nou deel van hierdie kliek? Jy kan nie, so dit is belangrik. Ons moet almal as vriende beskou. So weer eens, dit beteken nie noodwendig jy gaan met almal dieselfde passie hê nie, maar dit moet ons nie verhoed om nog steeds te probeer om daai persoon in liefde te trek en op te bou nie. Goed, ek dink hy was eerste dan. Yes. Ons sien nou in die AP kerke reg oor die land dat die gemeentes kleiner raak, maar dit gebeur nou nie met die charismatiese kerke nie. Nou, hoe reverse jy dit in 'n sekere manier? Ek weet nie hoe om die vraag te stel nie. Ek dink een van die dinge wat die charismate goed doen is vriende. Ja. Vriendskappe, partykeer is dit ook nie opregte vriendskappe nie. Dis nou weer daai teks van baie vriende, maar baie geraas. En ronddans en hande klap en goed. So ek weet nie, dis nie hulle is goed om mense te laat welkom voel en in te trek. So hulle doen daai vriendskap ding baie goed. Maar ek dink hulle doen dit altyd. So mense kan daai punt vir hulle gee, as hulle vir hulle gee. Dit is 'n goeie ding om mense in te trek, maar ek dink ook hulle doen dit altyd vir die regte motiewe nie. Hulle doen dit om jy moet na ons toe kom want ons is dit en dit en dat en ons gaan vir jou dit gee en jy kan vir ons dat gee. En so dit is weer eens daai pack idee van ons is vriende met doeleindes. Dis nie ware vriendskap nie. So ja, weer eens, ons is nou min in die AP kerke, maar kom ons wees ware vriende. Want as jy ons in ons gemeente ware vriende is, is jy klaar 10 keer beter as die charismate wat honderde, duisende is met 'n klomp geraas. Meer die mense in hulle gewig. Ja. Maar ja, hoe mense dit regstel, ek dink mense moet uitreik ook. Soos leer van die charismate. Soos alles goed om vriende te maak, maar kom ons doen dit met die regte bedoelings. Ons word vriende en ons betrek hulle. Op 'n spontane manier. Kan ek gou wil jy daarop reageer of kan ek na Dirk toe gaan? Ek wil net net een baie sê. En ook 'n ander belangrike ding wat mense altyd wat mense nie altyd aandink nie, is na die diens fisies te gaan met die mense praat. Maar fisies daai dag daar op te dra met mense te gaan sê, weet jy, moenie nou ry nie en drink koffie.
praat met die mense, laat hulle verwelkom voel, dan kom hulle ook. Ja. Dat daai samekuier. Absoluut. Goeie, mooi beginsel. Kom hier toe. Ek dink as ons as ons kyk die kuier, die gasvryheid, die vriendelikheid is alles baie goed, maar binne 'n geloofsgemeenskap moet ons op die ouene ook deurdring tot op daai vlak waar Christus se verhouding met ons ook deurskyn. En ek dink in daai opsig is die gemeenskap van gelowiges belangrik, dat 'n mens nie net saam in die erediens gaan wees en dit jou saambind is nie, maar dit soos met 'n Bybelstudie geleentheid, dat jy ook geleentheid het om te kan vra, maar hoe beleef jy dit? Ek dink nou soos met gisteraand se dokumentêr, dis een ding om die ding te kyk, maar dit maak iets anders wanneer jy dit begin bespreek met mekaar en sê, nee maar, ek weet, hierdie was goed en hierdie is vir my vreemd, of ek dink nie, hierdie gaan werk nie, want dan leer jy iemand ken. So, jy kan nie stop net om daardie gesamentlike belewenis te hê nie. Jy moet dan persoonlik ook deurbreek, en ek dink dis waar Bybelstudiegroepe geweldig belangrik is, en waar jy selfs ook nie gelowige mense kan bytrek by 'n Bybelstudiegroep, dat hulle juis kom met hulle skeptisisme, dat hulle juis kom met hulle vrae, dat hulle juis kom om te sê, maar hierdie is oudtyds in, julle het agtergebly, maar dat dit 'n geleentheid is om te getuig van hoekom dit nie is nie, en hoekom dit 'n anker is, en hoekom dit 'n lewensaar vir jou is. So, en wanneer 'n mens dan by 'n Bybelstudiegroep ook blootgestel is aan die gang van die Here met 'n mens, dan reageer ons met mekaar ook daaruit, en ek dink dit bind 'n mens ook op 'n ander manier aan mekaar. En dit vorm jou, dit bou daai gemeenskaplike fundament en platform uit waarvan jy afgaan, maak dit ook groter, en daaruit moet ook die vrymoedigheid kom. So aan die een kant wil ek sê, dis twee goed wat gelyktydig moet gebeur. Ons moet die vriendelikheid, ons moet die gasvryheid, ons moet daai goeders hê. Maar ons moet ook gemeenskap van gelowiges hê, en ons vriendskappe en gasvryheid moenie sonder die gemeenskap van die gelowiges wees nie. En ons gemeenskap van die gelowiges moenie sonder gasvryheid en vriendelikheid wees nie. Alles met mekaar te doen. Ja. Ek ken, dis 'n goeie ja. Goed, ek gaan nog geleentheid gee vir so een of twee of een. Weet jy wie tog hande op? Goed, ek gaan nog vir julle twee geleentheid gee, dan kan ons afsluit. Goed, kom ons begin. Net om te koppel daarbey, ek dink mense daar is dalk 'n onbewuslik het mense die gedagte dat dit gaan nie werk vereis nie. Maar of dit nou Christen is of nie Christen is, enige vriendskap of verhouding, dis moeite en werk van albei kante af. Om kontak te hou met mense, om uit te reik met mense, om in kontak te bly. So baie keer is mens moeg, maar jy moet die moeite doen. Jy kan doen nie, kan dit nie. En ek dink mense dink baie keer, okay, ons is in dieselfde kerk, so mense gaan nie werk te maak daarvan. Dit is maar werk. Baie kere die vrugte daarvan pluk jy eers na die moeite en die sweet. Ja, nee, dit is werk. En dit is ook hoekom baie ek het ook daar's party nie Christen vriende wat ek het wat ek makliker sal saamwerk as party Christen vriende. Ons het dieselfde werksetiek saam gewerk al, mense ken mekaar in 'n werksplek. So daar is ook die respek wat volg na daai werk. Jy respekteer daai persoon wat hulle vir jou insit en wat jy vir hulle insit en hoe mens saam moeite doen. Absoluut. Mens moet werk daarvan maak. Mens moet werk maak, ja. Dit is 'n huwelik, mens bou in jou huwelik, jy bou in jou vriendskap ook. Ja, wat ek net wil sê, ek dink as mens enigstens iets wil bou vir die volgende 100 jaar, dan kort mens regtig goeie vriendskappe, want die oomblik as jy oor alles in jou lewe begin saambou met iemand, dan moet jy baie hou van jou. Jy moet regtig in dieselfde juk trek en ja, so dis half hierdie hele ding is nutteloos as jy nie die vriendskappe bou nie, en ek dink mense moet aan praktiese maniere dink om hierdie vriendskappe te versterk in jou plekke waar jy is. En ek dink baie van dit te doen het met ligging. Ek dink partykeer is mense net te ver van 'n ou, wat jy regtig mee, jy sien. Jy sien. Dis baie van die idees wat ons vanmiddag ook gaan bespreek. So ek dink asseblief aan vra aan dinge. Ons gaan dit vanmiddag se sessie gaan
ons gaan gisteraand se dokumentêr bietjie bespreek. 'n Paar vragies net vra. Dit gaan baie in groepe wees. Dit gaan glad nie 'n sessie nie waar ons bietjie die dinge kan deurgesels. Ja, en dit is nie net op die boerdery gefokus nie. Dit gaan ons almal kan nie boere wees nie, ons weet dit ongelukkig. Maar ja, so dink bietjie mekaar se koppe oopbreek om lekker te gesels. Absoluut. Baie dankie julle. Ek waardeer die bydrae. Altyd lekker saam te gesels. So sien uit na vanaand. Goed, terwyl ons broers, kom ons staan aan bid ons. Ons Vader wat woon in die hemel. Here, dit tref ons diep wanneer ons besef. U het ons as 'n klomp sondaars, as u vriend kom beskou. En Here Jesus, u gee u lewe om ons lewe te verseker. U bind ons in die huwelik saam die Vader. En nou kom ons as u kinders om u naam te verheerlik. Maar Here, waar ons ook nou gehoor het oor die teorie van hoe om vriende te maak en dat ons dit moet doen en dat ons as die huwelik moet uitleef en ons gesinsstrukture moet uitleef. Here, vra ons ook vir u leiding in die verband. Want dit is maklik om die goed te hoor, maar moeilik om dit toe te pas. Ons sien wat die skrif sê. En ons weet, ons ken ons eie swakhede. Ons bely ons sondes, maar ons vra dat u ons die vermoë gee om vriende te maak, in ons 'n liefde te ontwikkel vir ander mense, 'n ware omgee, 'n gees waar ons mekaar werklik hoër ag as die ander. Maar Here, ons dankie dat u ons as mense hier bymekaar gebring het. Ons groepie wat hier kom, Here, lei ons dat ons ware vriendskappe bou, mekaar werklik sal leer ken, mekaar werklik sal opbou. Selfs jare in die toekoms dat ons wat hier is nog steeds 'n liefde sal hê vir mekaar. Ons bid ook vir die res van die dag. Here, dat u die res van die dag sal seën. Vra dit in Jesus Christus naam. Amen.